Goeiemôre gemeente, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. My gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos nie, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons loof die Here en ons sing Psalm 105. Ons sing daar vers 1 en 3 tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 64 vers 1
en dan na die geloofsbelijdenis, die tweede vers, Gesang 64. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. En kom ons luister veral so met die oog op die nagmaal, met die gedagte ook dat ek hier in die wet my sondes ken, dis die kenbron van my sonde, en dat hierdie wet my dan, dit ook 'n tugmeester is na Christus toe, ek wend my tot Christus, en ek weet hy wat vir my aan die kruis gesterf het vir my sondes. Daarom is hierdie wet ook 'n reël van dankbaarheid, uit dankbaarheid om my verlossing, jaag ek ook in my lewe om hierdie wet dan nou waar te maak in my lewe. Kom ons luister daarvan vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis die waarheid.
En hierdie waarheid, met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar in die Nuwe Testament, Johannes 4, daarvan vers 43. Johannes 4 van vers 43. Het gaan oor die genesing van die seun van die koninklike beampte. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemele met 'n span die maat geneem, die berge geweeg met 'n weegskaal. Wie het die Gees van die Here bestuur en as sy raadsman onderrig? Met wie het hy raad gehou dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer? Ja, Here, U o Skepper God, U die Almagtige, die Alwetende, die alwyse, soewereine God van hemel en aarde. U het al hierdie dinge in die wysheid geskaap. En daarom kan ons ook vanmôre sê en saamstem, U oordeele en U wees is ondeurgrondelik, onnaspeurlik. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Here, daar is geen een soos U nie. Buite U is daar geen God nie. En dan besef ons opnuut hoe groot U genade is.
Ja, Here, wat 'n wonderlike voorreg dit is om te glo. U wat die geloof van ons harte ingebring het, ingedra het. Ja, Here, uit onsself het ons dit nie. Ons is nietig, ons is swak en ellendig, behoeftig. Dankie dat ons vanmôre hier is, om na u woord te luister, u te kom aanbid, u te loof, maar ook wonderlik om saam die nagmaal te vier. Die nagmaal waardeur ons so in die geloof ook versterk word. U wat vir ons versterk deur woord en gees. En dankie daarvoor, Here, ons het dit so nodig in ons lewe. Daar is baie dinge wat op ons pad kom, siekte en smart, ander gebreke, hartseer, baie dinge wat vir ons kan uitput na liggaam, maar ook na siel. Dankie, Here, dat U vanmôre vir ons ook op die manier die geestelike brood kom gee. En gee so deur die Gees dat hierdie woord werklik ook ingaan in ons harte sal vind en dit vir ons sal help. Sielekos sal wees wat vir ons help op hierdie pad wat elkeen van ons stap. 'n Pad met soveel uitdagings. En dalk wonder ons baie keer, maar hoe sal ek dit maak? Hoe sal ek daar by die eindstreep aankom? Maar dankie, Here, dat U sorg. Dat U moed gee. Dat U die een is wat vir ons die geloof gee en die geloof versterk. Dankie vir ons heiligmaking deur die U Heilige Gees. En ons bid nou dat U hier met ons sal wees, elkeen van ons. So in ons gedagtes, ons harte, wees ons genadig, Here, ons smeek dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, hier in Johannes 4 gaan ons lees van vers 43. En na die 2 dae het hy daarvandaan weggegaan en na Galilea vertrek. Want Jesus self het getuig dat 'n profeet in sy eie vaderland geen eer ontvang. Toe hy dan in Galilea kom, het die Galileërs hom ontvang, omdat hulle alles gesien het wat hy in Jerusalem op die fees gedoen het. Want hulle het ook na die fees gegaan. Jesus het dan weer gekom te Kana in Galilea, waar hy die water wyn gemaak het. En daar was 'n sekere koninklike beampte wie se seun in Kapernaum siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea in Galilea gekom het, gaan hy na hom en vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom: As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Die koninklike beampte sê vir hom: Here, kom af voordat my kind sterwe. Jesus antwoord hom: Gaan, jou seun lewe. En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom tegemoet en bring die berig en sê: U kind lewe. Hy verneem toe van hulle die uur waarop hy beter geword het en hulle sê vir hom: Gister, die 7de uur, het die koors hom verlaat. Die vader merk toe
daardie uur was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy het self geglo in sy hele huis. Hierdie tweede teken weer het Jesus gedoen toe hy uit Judea in Galilea gekom het. Tot sover. Geliefdes, ja, ons teksvers, eintlik gaan ons daarna 2 verse kyk, vers 50 en dan ook vers 53. Vers 50 sê, en die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het. En dan natuurlik vers 53 waar hy sê, en hy het self geglo in sy hele huis. My broer en suster, jy weet nou so die afgelope week met die Pinkster bidure was die opskrif van ons Pinksterreeks die genade van geloof. En so het ons dit aand na aand geneem, eers die temaatjie nie kwantiteit nie, maar kwaliteit. Toe het ons gekom by geloof vra offers. Aangegaan gekom by geloofsoë sien God groter as reuse. En toe ook geloof bring verwondering en kalmte. Vrydag aand geloof gee dankbare vergenoegdheid. En nou vanmôre dan ons temaatjie geloof bring vrede en berusting. My broer en suster, en is eintlik nie nodig ek sê dit vir u nie, u weet dat die mens is 'n baie nuuskierige wese. Hy soek regtig baie keer dinge wat sy denke en sy verbeelding aangryp. En ek wil nie graag, ek gebruik nie sommer Engelse woorde hier van die kansel af nie, maar dis so, die jong mense gebruik dit ook as hulle sê, as iets hulle aangryp, dan sê hulle, dis mind-blowing. Die mens soek na nuwe dinge van sensasie. Dinge wat hom regtig aangryp en hom eintlik heeltemal oorweldig. En hoe meer hy dit ervaar, hoe meer wil hy daarvan hê. Dis so in sy aard, sy menslike aard. My broer en suster, en is eintlik nie iets niets nie. Dit was in Jesus se tyd ook so, in sy omwandeling op aarde. Baie mense het maar net na Jesus gekom, eintlik maar uit nuuskierigheid. Nuuskierigheid met die gedagte, watter wonderwerk gaan hy nou weer doen? Met watter wonderwerk gaan hy ons nou weer fascineer, verras en fascineer? Nou kry ons weet, en ek het vir u vertel al daar in Matteus 12 vanaf vers 38, wat die skrifgeleerdes ook weer by Jesus kom en sê, ons soek 'n teken. Hulle wil weer in verwondering gaan. En dan sê Jesus, jy sal onthou daar in Matteus 12 vers 39, 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Daardie teken van Jona, 'n voorafskadubeeld van die tyd toe Jesus ook in die graf was. Maar dan roep dit natuurlik op daardie hele kruisevangelie, sy dood, sy kruisiging, sy dood, maar ook sy opstanding. As jy in daardie beeld dink en dit wys vorentoe, dan sien jy Jesus Christus ook, 'n voorafskadubeeld van Jesus Christus as verlosser, as saligmaker. Maar dit wou hierdie skrifgeleerdes mos nou juis nie hoor nie.
My broer en suster, wat ons kan sê van hierdie teken van Jona en ook ander wondertekens is baie belangrik. Dit was 'n gebeurtenis van groot betekenis. 'n Profesie. Dit was nie maar bloot 'n teken van vermaak en betowering nie. En daarom so belangrik, elke wonderwerk deur Jesus Christus het 'n geloofsles ingehou. En ja, daar was mense en hulle doen dit vandag ook wat hom afmaak, wat hom afgemaak het. En dit kom juist ter sprake as Jesus self hier in vers 44 sê, daardie feit opper dat 'n profeet nie in sy eie vaderland, en dan praat hy van hom daar in Nasaret, daar, hy's nie geëer. Hy's daar nie beskou en aangehoor as die seun van God nie, maar as die seun van 'n eintlik maar 'n armsalige timmerman, Josef. En hulle het gedink en geredeneer, maar waar kom hy nou in al die wysheid en die kragte dan vandaan? Ons lees daar in Matteus 13 vers 58, juis van daardie dienswerk in Nasaret, hy staan baie duidelik en hy daarvan wie hulle ongeloof, hoor jy dit? Nie baie kragtige dade gedoen nie. My broer en suster, dit kan met ons ook gebeur dat ons so huishoudelik met Jesus Christus se naam omgaan, dat sy werke en sy wonderwerke vir ons eintlik heeltemal krag verloor. Ons kan so huishoudelik met sy naam omgaan, dat sy verlossing ook vir ons krag verloor. Weer sê ek, die mens van vandag soek altyd nuwe dinge. En die probleem is dat die dwaalleers hierdie saak juis gaan uitbuit en nou kom hulle met hulle storieetjies en hulle las by. Sit by om dan groot sensasie by die mense te wek en sien daar, kyk wat openbaar hierdie man. En nou is baie mense gaande hieroor en heeltemal in vervoering. En dan gaan dit eintlik later meer oor mense vermaak, as wat dit werklik, my broer en suster, gaan oor die eer en verheerliking van Christus en dit wat hy daardeur vir my en vir jou wil sê. Hoor mooi vanmôre, dis baie belangrik. Christus se wonderwerke het telkens sy doel, sy roeping hier op aarde gedien. Dit was tekens wat tot iets baie groters gelei het. Dit was nie maar net ietsie daar om vir 'n oomblik daar te wees om te betower en dan is dit nou maar verby en dan wag ons vir die volgende een van ekstase nie. Nee my broer en suster, dit moes 'n blywende indruk, 'n diepgaande hartsomkering in die sondaar mense hart bring. En daarom al die wonders wat Jesus voorheen gedoen het, die word gepraat van die water wat hy in wyn verander het daar by Kana. Die genesing van die sieke daar by die tempel, het by hierdie Galileërs 'n baie groot verwagting geskep, want hulle hoor mos, jy weet maar soos mense, hy het dit gedoen, en hy het dat gedoen, en nou wag hulle met groot verwagting. Maar Jesus Christus stel nie belang in begeerte, het nie daar die begeerte na sy sensasie nie. My broer en suster, en elkeen van ons moet dit baie deeglik besef. Ons kyk nader wat hier gebeur het in Galilea, hierdie koninklike beampte het gehoor, Jesus Christus is daar. Hy het 'n baie ernstige probleem. Iets wat sy hart so baie aanraak.
Sy seun is baie siek. My broer en suster, en ons kan ons vereenselwig met so 'n man, iemand wat na aan ons is, veral ons kinders ook, waarvoor ons lief is as hulle siek is. Dis vir ons swaar. Dit ruk in ons hart. Maar hierdie beampte het gehoor van Christus se wonderwerke, en daarom, my broer en suster, haas hy hom na Jesus Christus. Hy moet help. My seun lê op sterwe. Hoor mooi vanmôre, in die lig van mense wat sensasie soek, baie maar net so met hulle oppervlakkige beskouing oor Christus se wonderwerke, dan is Jesus Christus se reaksie is te verstaan hier in vers 48, as hy sê, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo. Hulle sien hierdie wonderwerke, dis 'n ekstase, maar verder met die geloofsoog sien hulle niks verder nie. Beteken vir hulle eintlik niks. Beteken niks vir hulle geestelike lewe nie. Juis omdat hulle hierdie oppervlakkige sensasie soek. Hulle wil maar net hê hierdie probleempie, hierdie krisis moet baie vinnig opgelos word. My asem moet maar net gou weggeslaan word. Jesus Christus is maar net die wonderwerker in my nood. Is dit nie met baie mense vandag ook so nie, ook veral met gelowiges? Jesus Christus is maar net 'n wonderwerker. Hy moet maar net gou my probleempies vir my oplos. En hy moet ook nie te lank vat nie. Hy moet hierdie swaar tog net baie vinnig wegvat, my geldkrisis. Hy moet dit asseblief tog net vinnig oplos. Ek kan nie wag nie. Solank my tydelike behoeftes maar net bevredig kan word. So 'n oppervlakkige gesindheid en uitkyk. My broer en suster, hoe kan dit tot 'n opregte, verdiepende geloofsverhouding met die Here enigsins lei? Kyk maar in mense se lewens. Die Here is maar net so noodwiel. Gebruik hom maar net as ek hom nodig is, as daar nood is. As die voorspoed kom, dan die krisis verby is, agter die rug is die Here vergete. Gaan ek maar aan. Dis mos wat mense met die kerk van Jesus Christus ook doen. Ek hoor dit. Jy sal verbaas wees hoe baie hoor 'n mens dit. As die nood daar is, dan moet ek kerk toe. Ek moet kerk toe. En ek hou my stilte tyd. Maar as dit verby is, dan is ek maar weer, en so baie mense vandag kerk los. Dan lees ek nie meer regtig my Bybel nie, waarvoor? My broer en suster, en dit moet jy vanmôre veral reg verstaan. Die vraag, waaroor dit eintlik hier gaan. Sien die koninklike beampte, maar dan in dieselfde asem, sien ek en jy Jesus Christus aan, vir wie hy werklik is. Waaroor gaan dit regtig vir my en jou? Gaan dit oor die wonderwerk en die ekstase daarvan? Of gaan dit oor Christus? Gaan dit werklik oor geloof in Jesus Christus? En dis
die Here Jesus Christus hier met hierdie man doen en met elkeen van ons doen. Hy toets die geloof. Hy toets die geloof van hierdie beampte. Wat is sy motiewe? Hierdie beampte het hom nie laat afskrik nie en hy roep net dringender om hulp. Baie keer is die nood so groot, dat ons nie dadelik besef hoe die Here alreeds geruime tyd al eintlik besig is om ons te help nie. En dan gaan hy, en hy sê vir hierdie koninklike beampte, as hy weer roep, dan sê die Here Jesus vir hom, gaan, jou seun lewe. Hy word getoets. Hy kan wag. Hy kon wag vir hy wil eers sien. Hy wil eers ervaring hê. Hy het daar die keuse of, my broer en suster, hy kan Jesus Christus op sy woord neem. En dan moet hy vra, wat sou jou reaksie wees? Wat sou jou reaksie wees, my broer en suster? Is Christus se woord vir jou genoeg? Of wag jy ook eers in jou lewe, daar moet sekere dinge met my gebeur. Hierdie beampte neem Jesus Christus op sy woord, vers 50, en die man het die woord geglo, wat Jesus vir hom gesê het, en hy het gegaan. Hy kom nie met allerhande vrae, versoeke nie, daar is nie by hom twyfel nie. Dit wat hy gehoor het, is vir hom genoeg, en nou is daar vrede in sy hart, ek kan huis toe gaan. Hy glo sonder dat hy gesien het, en dan hoor ons ook die woorde van Hebreërs 11 vers 1 so duidelik, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. My broer en suster, as hierdie beampte sou aandring by Jesus Christus om saam na sy huis te gaan, dan was daar mos 'n vraagteken agter sy geloof gewees. Maar hy aanvaar Jesus Christus se woorde, hy neem hom op sy woord sonder voorwaardes. Ons kom baie keer so met voorwaardes. Ek sal glo as dit of dat gebeur. As ek hierdie teken sien, dan sal ek weet. Hy haas hom terug na sy huis toe. Sy huis is sommer eintlik baie naby geleë. Maar daar's 'n berusting in sy hart. Die volgende dag bevestig die amptenaar dat op dieselfde uur wat Jesus Christus met hom gepraat het, sy seun gesond geword het. Dit volg natuurlik tot verdere groei in hierdie man se geloof. Vers 53, en hy het self geglo en sy hele huis. Gelowige kind van die Here, dis die doel. Dis die doel van wonderwerke. Dat ons in die geloof die heerlikheid van Jesus Christus raak sien. Dat ons dit sal sien, maar dat ons ook onsself aan hom sal toevertrou. Dat ons hom werklik op sy woord sal neem, al sien ons nie die wonderwerk self nie. En so belangrik want sy grootste teken, dit waarna al hierdie wonders eintlik heen gewys het, is reeds gegee in sy kruisiging en in sy opstand. Tydens sy kruisiging het hy ook vir ons die woord gegee, baie duidelik, dit is volbring. Hy het alles afgehandel. Hy het vir al ons skuld, vir my en jou skuld aan die kruis gesterf.
Sy oorwinning is my en jou oorwinning. En wie hom op sy woord neem, wie hom glo het werklik rede om 'n vrede, om 'n wonderlike berusting in die hart te hê. Maak nie saak, maak regtig nie saak hoe die golwe van hierdie ou lewe woed nie. Ons vind rus in sy woord. En die Heilige Gees wat ons dring tot geloof in hom. Amen. Kom ons bid saam. Here God, lees ons ook in die woord, daar uit Filippense 4, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dankie Here, dat U deur die Seun ook vir ons 'n vrede en berusting in die hart. Om te weet sy oorwinning is ons oorwinning. Dankie daarvoor, Here, en leer vir ons. Ons is so klein gelowig. Ons wil sien voor ons glo. Maar Here, help vir ons om met die geloofsoog te kyk en die woord te glo. Elke dag van ons lewe, elke oomblik. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek gaan nou aan die voorhou die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal. Eers gaan ons kyk na die instelling van die nagmaal. Geliefdes in die Here, die Heilige Nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. En Paulus sê daar in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die wese van die nagmaal, dis in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit ook die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydingsweg van Jesus Christus voor die oog, voor die gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydingsbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word, en ons het met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Hierdie nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar
as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Hierdie nagmaal is ook 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dis 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. En daarom is dit ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneem om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. En ons doen dit met opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap aan vrug van die nagmaal, Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Hoe berei ek my voorbereiding vir die nagmaal? Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy of sy nie 'n oordeel oor homself of haarself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook die sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. En hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. En dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees vir elkeen van ons hiertoe help. Amen. Here, dankie dat ons so kan stil raak voor U. Om as so 'n huisgesin, as geloofsgenote, so in die gemeenskap van gelowiges kan aansit by die nagmaaltafel. Om hier werklik ook die tekens te kan aanskou, die tekens van die brood en die wyn. Dat ons dit op so 'n manier kan ervaar, kan proe en ruik en dan dit vat. Dankie Here vir die woord. Ons wat dit vanmôre so duidelik gehoor het. En Here, U wat alles vir ons so goed bedoel, ook hierdie nagmaal wat U ingestel het om ons ook in die geloof te versterk. Dankie daarvoor. Ons bid Here, seën asseblief ons hier by die gebruik van die brood en die wyn. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die brood wat ons breek, dis die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening
van al ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging, die wyn, dis die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, gedenk en glo dat sy bloed vergiet is, sy kosbare bloed vergiet is, tot volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, ek dink dit is gepas dat ons almal staan, mans, vrouens, en ons almal staan en dan dank ons die Here. Here God, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid, dat ons hier kon aansit aan die tafel. En hoe gryp hierdie tekens wat heenwys na ons Here Jesus Christus, dit wat hy vir ons daar aan Golgotha gedoen het, hoe gryp dit nie in ons harte? So in dankbaarheid wat ons vanmôre voor U kom en aan U al die lof en die eer en die aanbidding bring. En dankie Here, dat U altyd by ons is, altyd deur die Gees met ons is. En so vra ons, lei vir ons elke oomblik, elke dag, deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, so aan die einde van Pinkster, kom ons sing gesang 231. En ek dink julle waardeer sang. In hierdie koue weer is dit goed om my ou se inbors bietjie warm te maak. Kom ons sing vers 3, 4 en 5. Tot eer van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.